Welkom by vandag se verkenning. Ons duik vandag in Osaka se Kita-distrik in. Nou ja, baie mense ken dit seker vir die blink wolkekrabbers, jy weet, en daai ongelooflik besige stasies. Ja, dis die beeld wat mens eerste kry, né? Die moderne fasade. Presies. Maar ons bronne vandag, ons het deur 'n paar artikels en ou historiese notas gewerk en dit wys 'n heel ander kant, 'n dieper kant. Absoluut. So ons missie, kan ons sê, is om 'n paar van Kita se mees wel verrassende, verborgde stories en die plekke wat daarmee saamhang vir jou uit te lig. Reg, kom ons spring weg. Goed. Ja, ons kyk na stories wat regtig ver teruggaan. Sommige strek tot in die Edo-tydperk, jy weet, samurai en daai dinge. En dan ook na oorlogse plekke wat belangrike kulturele spulpunte geword het. En dit lê alles so onder die oppervlak. Dis fascinerend hoe dit alles nog daar is. Ja, dis wat so interessant is. Hoe hierdie laag van geskiedenis nog steeds gevoel kan word as jy weet waar om te soek. Dit skemer soms deur die moderne stad. OK, so waar begin ons? Umera. Kom ons begin by Umera. Dis vandag seker die polsslag van Kita. Ja, jy sien daai massiewe geboue soos Grand Front Osaka en natuurlik Waiti Umera, daai reuse ondergrondse winkelsentrum. Dis enorm. Een van die wêreld se grootstes, glo ek. Ja, maar nou, hou vas. Stel jou voor, so 300 jaar terug was presies hierdie plek, die Umeda 7 grafte. 7 grafte? Sjoe. Ja, dis amper ondenkbaar vandag. Dit was toe blykbaar 'n stil, amper wilde area, so aan die rand van die dorp. En dit was 'n begraafplaas. Vir mense sonder familie en selfs vir mense wat tereggestel is. Regtig. So dit was nogal 'n grimmige plek gewees. Wel, die bronne sê mense was bang daarvoor, veral snags. Daar was stories van spookliggies en allerlei vreemde geluide. Ek kan my voorstel. As jy dink aan die kontras met vandag se gewoel daar, dis amper, dis koue rillings werd, nê? Absoluut. En kyk, dis presies waar die eerste verborgde juweel lê. Daai selfde ondergrondse winkelsentrum, Waiti Umeda, is gebou reg bo op hierdie grond. Hierdie ongelukkige grond, soos dit genoem is. Geen maniere, reg bo oor die grafte. Dis die storie, ja. Dis amper asof Osaka sy verlede, selfs die donker dele, net opgeslorp het en dit gebruik het as die fondament vir nuwe groei. Dis 'n ongelooflike beeld. Ja, en die legende loop, of miskien is dit net die atmosfeer, dat as jy laat nag daar is, wanneer dit stiller raak, veral in die dieper gange, dan kan jy steeds iets van daardie ou, koue gevoel ervaar. So nie regtig spooke nie, maar meer die echo van die geskiedenis. Presies, dis nie bedoel om jou bang te maak nie. Dis meer oor daai ongelooflike transformasie. Hoe 'n plek van dood en vrees kan verander in, 'n plek van handel en beweging. So volgende keer as jy daardeur daai gange stap. Ja, dink net vir 'n oomblik aan die eeuse geskiedenis wat letterlik onder jou voete lê. Dis nogal iets. Definitief. Goed, van daai ondergrondse wêreld, kom ons beweeg na 'n ander storie. Een wat bo die grond afgespeel het, ook met laag van betekenis. 'n Liefdesverhaal, maar een met 'n baie tragiese einde. Jy praat seker van Sonezaki. Ja, Sonezaki. So in 1703 was daar 'n plek genaamd die Sonezaki Woud. Vandag is dit die Tsuyu-no Tenjin-sha heiligdom. En daar was hierdie jong paartjie. Tokubi, hy was 'n winkelklerk en Ohatsu 'n kortisaan. Ja, die klassieke verhaal amper. Hulle was vasgevang, skuld, sosiale druk, daai tyd se streng reëls. Dit klink hopeloos. Dubbele selfmoord. Dit moes die stad geskok het. Geweldig. Dit het so 'n impak gehad dat dit die inspirasie geword het vir een van Japan se heel beroemdste poppekas toneelstukke, Sonezaki Shinju. Reg. En die interessante deel vandag. Wel, die verborgene juweel hier is die heiligdom self. Tsuyu-no Tenjin-sha. Baie mense noem dit sommer Wahatsu Tenjin, na haar. Dis presies die plek waar dit gebeur het. En dis hoe dit voel as jy daar instap, né? Dis soos om in 'n ander wêreld in te stap. Ja, dis ongelooflik rustig. Jy is omring deur hierdie reuse stokhou kamferbome. Dit voel amper soos 'n klein woudsie in die middel van die stad. Dit demp al die geras. En ek het gelees jy kan selfs 'n spesifieke klip wasbak sien.
Ja, die Uhatsu Tenjin no Tsubachi. Dis vir hulle glo hulle laaste brief, hulle afskeidsbrief geskryf het. Jy kan dit aanraak. Dis nogal intens, maar hier kom die draai, né, die euremie. Presies, dis die groot verrassing. Hierdie plek van absolute tragedie en hartseer is vandag een van Osaka se gewildste plekke vir paartjies. Om te bid vir 'n gelukkige verhouding. Ja, dis vol van daai emma, die klein houtplakkies, waarop mense al wense vir liefde en geluk skryf. Dis fascinerend. Hoe kan 'n plek met so 'n donker verlede so 'n bron van hoop word? Dis 'n goeie vraag, né? Ek dink dit sê iets oor die menslike gees en miskien oor hoe sterk daai emosies liefde, tragedie, hoop is. Hulle is tydloos. Dit verbind ons met daai mense van 300 jaar gelede. Ja, dit laat jou dink. Goed, ons laaste stop vir vandag. Ogimachi. Ogimachi, ja. Nog 'n area met la. Vandag ken mense dit dalk vir Ogimachi Park. Daai groot groen area, langs die Kids Plaza en die Kansai TV gebou. Dis reg. Maar daai park se grond, sjoe, dit het 'n storie. Vertel. Wel, in die Edo-tydperk was dit die perseel van die Bison-klan se pakhuise. Hulle was een van daai magtige feodale families. OK, so pakhuise. En toe? Toe, in die Meiji-era, dit was mos toe Japan vinnig begin moderniseer het, toe word dit 'n tronk. 'n Tronk. In die middel van waar die park nou is. Jep, 'n hele tronk. Dis moeilik om te glo. Dis hoe stede verander, né? En nadat die tronk geskuif is, toe het dit die park geword wat ons vandag ken. Maar wag, daar's nog 'n laag. Nog een. Ja, daai park het 'n bekende swembad gehad. En dit was nie sommer enige swembad nie. Daar was internasionale kompetisies gehou. Stoeigevegte, glo dit of nie? Stoeigevegte by 'n swembad. Ja, en selfs konserte. Jazzlegendes soos Miles Davis het blykbaar daar opgetree. Miles Davis by die Ogimachi swembad. Dis wild. Ja, en die verborgde juweel hier, of eerder die sigbare herinnering, is 'n monument. As jy mooi kyk in die park, sal jy 'n ou duikplank sien. Net die duikplank. Net die duikplank is stille getuie van daai swembad-era. So daai park is eintlik 'n tydkapsule. Pakhuis, tronk, swembad met jazz. En nou 'n park met 'n TV-stasie langsaan. Presies. Dit wys hoe stedelike ruimtes oor tyd ontwikkel en aanpas. En Ogimachi se storie gaan aan. Dit het ook 'n kreatiewe kern geword. Eers was daar die Ogimachi Museum Square in die 80s. En nou onlangs na stilte is daar die nuwe Ogimachi Museum Cube wat deel is van 'n nuwe hospitaal. So die area herontdek homself konstant, laag op laag. Dis reg, dit bou 'n sekere karakter maar vind nuwe maniere om relevant te bly. So as ons alles saamvat, Osaka se Kita-distrik is duidelik veel meer as net die moderne geboue en besige strate. Definitief. Onder dit alles lê hierdie diep, soms donker, soms tragiese, maar altyd fascinerende stories. Grafte wat winkelsentrums word, liefdestragedies wat plekke van hoop word, tronke wat parke en kindsentrums word. Ja, hierdie kort gesprek van ons krap eintlik nie die oppervlak. Daar is seker nog baie meer. Sekerlik. Maar dit los 'n mens dalk met 'n gedagte of 'n vraag. Wat 'n vraag? Wel, volgende keer as jy deur enige besige stadsgebied stap, of dit nou in Osaka of hier of enige plek is, dink net vir 'n oomblik. Watter onsigbare stories lê net onder die sypaadjie waar jy loop? Watter geskiedenis, of dit nou 'n begraafplaas, 'n plek van liefde of selfs 'n tronk was, lê daar begrawe? En hoe daardie verlede, miskien op maniere wat ons glad nie eers raak sien nie. Presies, hoe vorm daardie verlede steeds die Here? Die atmosfeer, die uitleg, selfs hoe mense die plek ervaar, dis iets om oor te wonder, né?